Ok, kom ons kyk gou hier. So onthou, as jy nie jou eksponentwette kan doen nie, gaan jy nie hierdie somme kan doen nie. So die eerste ding is, wiskunde is nie als verstaan werk nie, wiskunde is ook leerwerk. Jy moet jou wette leer. As jy dit nog nie ken nie, hou dit oop voor jou, dat jy dit die hele tyd kan sien en dit op daai manier memoriseer. So my eksponentwette sê, as ek twee goed maal met dieselfde grondgetal, dan plus ek die eksponente. So ek het -8 plus 2 is -6, en met eksponente, jy kan 'n negatiewe antwoord hê. Soos jy kan 'n negatiewe getal hê, maar jy moenie 'n negatiewe eksponent hê nie. So onthou, as ons die eksponent die teenoorgestelde teken wil gee, dan sit ons hom aan die teenoorgestelde kant van die lyn. Want onthou, a tot die mag -6 is mos eintlik op 1. So dan vat jy daai hele ding, nie net die -6 nie, daai hele ding, dis 'n getroude paartjie, jy kan nie hulle vir mekaar skei nie, en jy gaan sit daai hele ding onder die lyn, en dan raak daai -6 'n positief 6, en die 1 is maar net die plekhouer dan daarbo. So dis nie 'n ruil transaksie nie, jy vat hom net af en jy gaan sit hom onder, en ek kan nie niks bo die lyn hê nie, so dan kom daar 'n enetjie. Okay, so die finale antwoord wat jy daar moet hê is 1 op a tot die mag 6. Almal alright met hom? Daar is jou finale antwoord, ja. Ok, dan onthou, die manier hoe ek maal, is nog steeds presies dieselfde as wat dit voor die tyd was. Jou eksponentwet het nie ingekom en al die reëls omver gegooi en alles kom herskryf nie. Alles wat jy geleer het oor maal, bly nog steeds dieselfde. Jy het nou net addisionele reëls wat bykom. So, addisionele metode. So, -2 maal -3 is 6, soos wat dit nog altyd was. Al wat nou bykom is, jy het nou 'n y tot die mag 2 en 'n y tot die mag 3 wat, so dis nie net getalle wat jy maal nie, dit is getalle met hulle letters. So, maar dan, ons maal altyd eers ons getalle, en dan maal ons letters, en as ek dieselfde letter maal, dan plus ek die eksponente. So, die 2 plus die 3 raak 5. Almal alright met hom. Ok, en die laaste enetjie wat ons nou gaan doen, dan kan julle die ander tweeetjies vir my klaarmaak. Onthou, iets tot die mag nog iets, dan moet ek die eksponente maal met mekaar. Maar, ek hoef dit nie in hierdie geval te doen nie, want my eksponentwette sê, enige iets tot die mag 0 is, enige iets tot die mag 0 is 1. So jy hoef nie eers daai buitenste eksponent in te maal nie, daai hele hakie vervang jy met die getal 1. Die eksponent raak nie nou 'n 1 nie, jy vervang dit met die getal 1. So in plaas van daar staan -3 maal hakie tot die mag 0, staan daar nou eintlik -3 maal 1, wat beteken die antwoord daar is -3. Ok, en onthou in elk geval vir daai ene, dit is altyd jou volgorde van bewerkings, altyd eers magte, dan maal jy. So as daai eksponent nou nie 'n 0 was nie, sê nou maar dit was 'n 2 of 'n 3 of so, dan jy eers die eksponente met mekaar gemaal, en dan het jy die maaldeel. So jy het eers die magte sommetjie gedoen, en dan het jy die maal sommetjie gedoen. So as 0 by die hakie is die hele hakie binne 1. Ja, alles raak 1, ja. Jy kan nog gesê dis x tot die mag 0 en maal y tot die mag 0, maar die x tot die mag 0 het in elk geval ook 'n 1 geraak, en die y tot die mag 0 sou in elk geval ook 'n 1 geraak het, so dit sou nog steeds -3 maal 1 gewees het, wat nog steeds vir jou -3 gee. So dis hoekom ons sê, dis nie eintlik nodig om jou eksponent eers hier in te maal nie. So soos wat ons gesê het, nee, by nommer 4, eers die magte, dan die maal. So onthou, as ek iets tot die mag nog iets het, dan moet ek die eksponente met mekaar maal. Onthou, en as al meer as een ding in die hakkie is, jy moet alles binne in die hakkie se eksponente maal met die buitenste eksponent. En as al 'n getal binne in die hakkie is, moet jy die hakkie ook die getal ook verhef tot daai mag. So nou raak dit die 3 maal die 2 is 6, en -2 maal b tot die mag 6 is maar net -2 b tot die mag 6. Ok, nou by hierdie enetjie, moet ons net gou, voordat jy die deel kan doen, moet jy eers jou magte doen, né? So ek moet eers kyk, en onthou, ons het gesê, dis die buitenste eksponent, maal al die binneste eksponente. So onthou, daai 3 se eksponent is ons eintlik ook 'n enetjie. So dit is die -3 tot die mag 3, want daar is daai 1 wat ek ook moet maal met 'n 3, ja? Nommer 4, staan nou nie tegnies 'n 1 voor die b nie, so ja. 2 maal 1. Ja.
Net soos wat jy sê, ja. Hier staan eintlik 'n enetjie en dan 2 maal die minus 2 maal 1 is daar. Jou eerste stap nie meer. Vooraan, ja, maar onthou 1 tot die mag 2 is nog steeds 1. 1 maal 1 is nog steeds 1. Ja, so dis al hoekom ons nie vir hom in ag neem nie. So jy is reg, daar staan 'n enetjie en jy maal sy eksponent eintlik ook. Dit raak dan 1 tot die mag 2, maar 1 tot die mag 2 is nog steeds 1. So dis hoekom ons nooit 'n 1 regtig in ag neem nie. So hierso het jy die hele minus 3 tot die mag 3. Jy hoef nie daai stap te skryf nie, hoor. Ek wys dit net vir deeglikheid. So jy verhef daai ding tot die mag 3. Daai ding hef jy verhef jy tot die mag 3. So die 3 maal die 3 raak aan x tot die mag 9 en daai ene ook, dan raak dit uit tot die mag 15. Nou jy hoef nie daai so te skryf nie. Jy kan dadelik die antwoord sê minus 3 tot die mag 3, maar onthou dis nie net die 3 tot die mag 3 nie, dis 'n minus 3 tot die mag 3, raak dan minus 27. En dan onder die lyn moet jy alles verhef tot die mag 2, né? So ek het 'n 3 tot die mag 2, daai x se eksponent moet ek ook maal met die 2, dan raak dit x tot die mag 2, en daai y se eksponent moet ek ook maal met die 2, dan raak dit uit tot die mag 4, en onthou 3 tot die mag 2 is 9, so ek vervang hom sommer dadelik. En nou kan jy jou breek vereenvoudig. So onthou, jy kan nou kyk, as jy, hoe doen julle dit? Doen julle wat jy net elke keer bo minus onder? Want ek weet partykeer verduidelik hulle dit verskillend vir die kinders. Is dit het julle elke keer bo minus onder of doen julle die metode wat julle kyk aan watse kant is daar die meeste bo of onder die lyn? Kyk, doen julle die kante? Okay. So as jy sien, alles bo die lyn is groter, die eksponente nou, as die eksponente onder die lyn, en jou getalle kan gelyk op in mekaar indeel, dan gaan jou antwoord nie 'n breek wees nie, dit gaan net 'n gewone heelgetal wees. So jy hoef hom nie dan weer te skryf in 'n breekie, jy kan hom weer skryf in 'n breek. As jy nie weet hoe om die getalle te vereenvoudig nie, dan tik jy dit so in jou calculator. Dan tik jy in minus 27 op 9 en hy sal vir jou gee minus 3. Wat beteken dis dan eintlik minus 3 op 1, né? So as jy ooit worry oor hoe om hom te vereenvoudig, maar jy kan maar net skryf die minus 3, want hulle deel gelyk op in mekaar in. En ons kyk, die meeste x'e is bo die lyn, en daar is 7 meer x'e bo die lyn as onder die lyn. Onthou, as ek deel, as ek die letters deel, dan trek ek die eksponente van mekaar af. So dit raak aan x tot die mag 7, en die meeste y's is ook bo die lyn, so ek skryf dit ook bo die lyn. Onthou, jy kan dit op 1 sit, maar jy hoef dit nie nou op 1 te sit nie. En dan die meeste y's is daar bo die lyn, en daar is 11 meer y's bo die lyn as onder die lyn. So onthou, die getalle deel jy normaalweg met mekaar, soos wat jy nog altyd getalle gedeel het en breuke vereenvoudig het. Dis net die eksponentwette wat nou bykom, wanneer jy goeders met dieselfde grondgetal deel, dan minus ons mos die eksponente. Ok, so vir hierdie som, sou jy dalk 3 of 4 punte gekry het. Maak seker dat jy al jou stappe wys. So jy sou 'n punt gekry het vir daai vereenvoudiging, Jy sou dalk ekstra punte gekry het vir jou getalle, en dan sou jy 1 of 2 punte gekry het. So jy sou 'n punt gekry het baie keer vir die getalle wat jy deel, en dan vir jou veranderlike. So dis enige iets tussen 3 of 4 na 5 punte vir daai enetjie, afhangende van waarvoor hulle besluit om vir jou punte te gee. Julle alright met hierdie eerste 5? Dit toets redelik al die eksponentwette is nou hier getoets. Ok, so hierso met die volgende paar is dit net belangrik vir jou volgorde van bewerking. So onthou, hierso het ek 'n maalsom, ek het 'n optelsom en ek het 'n magtesom. Volgorde van bewerking sê ek moet eers magte doen, dan moet ek maal en dan kan ek optel. So eers daai magte, so ek het minus 3 tot die mag 3, het ons mos nou gesien soos op die vorige bladsy, vorige slide dis minus 27, en dan die eksponente moet met mekaar maal, dan raak dit x tot die mag 6. Onthou, of daar nou staan y x tot die mag min 5, en of daar staan x tot die mag min 5y, dit is in elk geval ook dieselfde ding, nee? Net so dat julle weet. En daai oukie, daai hele ding, daai m tot die mag 0, dit raak 'n 1. Nou kan ek hierdie met mekaar maal,
Onthou, dis minus 27 maal 1 wat daar vooraan staan, bly minus 27. En dan as jy dieselfde letters maal, moet jy die eksponente plus. So die x tot die mag 6 maal x tot die mag min 5. 6 plus minus 5 is ons maar eintlik net 6 minus 5. Raak dan 'n 1. En die y, daar is nie nog 'n y om mee te maal nie, so hy bly dieselfde. En dan onthou, hierdie goed is nie gelyksoortige terme nie, so jy mag nie hierdie, een hoef jy nie daar te skryf nie. Jy mag nie hierdie optel by mekaar, jy los jou antwoord net so. Ok, jy gaan nie jou punt kry vir jou finale antwoord as jy hulle by mekaar getel het nie. Julle alright met daai maal en ekskuus. Ok, nou vir hierdie enetjie net 'n gewone maalsom. So ons maal die 3 en die minus 5 is minus 15. Jo. Is daar die hele stap is nie 5. Hoe jy jou eie vraag beantwoord. En nou die a's maal ons, dan plus ons die eksponente. Minus 2 plus 3 is 1. Weereens jy hoef nie daai 1 daar te skryf nie. En dan die b's maal, ek kan plus ek die eksponente 4 plus minus 2 is dieselfde as 4 minus 2. Dan kan b tot die mag 2. Onthou, jy mag nooit jou negatiewe getalle positief maak nie. Dis net as die eksponente negatief is wat jy dit moet positief maak. Ok, so hierdie los jy net so negatief. Almal alright met dit. Jy frons, jong. Jy alright? Daniel. Jy alright? Jy moet sê as jy nie verstaan nie, hoor? Of as ek te vinnig gaan. Nou by hierdie enetjie weer, enige iets tot die mag 0 raak 'n 1. So daai hele hakie raak 'n 1. So dis basies 1 plus 5 en 1 plus 5 is 6. Hierso weer volgorde van bewerkings, eers magte, dan maal en eers hierdie maalsom en dan kan jy dit optel as dit gelyksoortige terme is, bygesê. So ek het die minus 7 bly daar, ag die 7 bly daar en dan het jy x tot die mag 3 tot die mag 2, dan maal ons die eksponente, dan raak dit 'n x tot die mag 6. Jy kan sommer nou al hierdie twee maal met mekaar, dis nie 'n probleem nie. Jy mag net nie dadelik al optel nie. So x tot die mag 4 maal x tot die mag 2, dan plus ek die eksponente, dan raak dit x tot die mag 6. En hierdie 7 maal met x tot die mag 6 is in elk geval net 7x tot die mag 6, so ek gaan sommer daai verander na 7x tot die mag 6 al, net om spasie te spaar. En nou sien ek dit is gelyksoortige terme, so ek kan dit optel. Onthou, daar sal ons eintlik 'n enetjie daarvoor daai x tot die mag 6. En as ons optel en aftrek, bly die voorwerp wat ons optel en aftrek dieselfde. Dis net die hoeveelheid van hulle wat verskil. So dit bly 'n x tot die mag 6. Dis nou net 7x tot die mag 6 plus 1x tot die mag 6 is 8x tot die mag 6. Jy gaan nie nou die eksponente plus met mekaar hê, nee, dis nie 'n maalsom nie. Almal alright met hom. En die ene, jy kan dadelik jou magte eers doen en dan jou breek vereenvoudig, maar dis altyd makliker om eers te vereenvoudig in jou hakkie, eers hierdie breek te vereenvoudig en dan die magte te doen. Ok, en julle maak minder simpel foute so. So, doen julle dit daar waar jy eers ontslaa raak van jou negatiewe eksponente of waar jy net sê bo minus onder? Bo minus onder, ok. So, die getal is net 'n 2, so hy bly net 'n 2, nee. 2 gedeel die 1 bly 2. En dan, as jy dieselfde letters deel, dan minus jy mos die eksponente. So, al wat jy nou gaan doen is, jy sê net altyd, dis die boonste eksponent, minus die onderste een, so 2 minus 3 is, minus 1. En kyk net hier mooi, dit is 4 minus 1. Wat beteken is eintlik 4 plus 1. Raak n tot die mag 5. En jy skryf altyd daai breek op 1. As jy die metode doen wat jy sê bo minus onder, dan skryf jy dit nooit weer in 'n breekie, jy skryf dit altyd so. Dan kan jy dit nou in 'n breek verander. Alles wat negatiewe eksponente het, kom onder en alles anders is bo. So die 2 is bo,
die n tot die mag 5 wat 'n positiewe eksponent het is bo, dis net die een wat die negatiewe eksponent het, die m tot die mag minus 1 wat dan onder die lyn kom, en dan verander die minus 1 in 'n positief 1. En dan kan jy die hele ding verhef tot die mag 4, so 2 tot die mag 4, 2 mal 2 mal 2 mal 2 is 16, en ons maal, so ons het nou die 2 gedoen, nou onthou ons is hier 2 maal 4 nie, dis 2 tot die mag 4, en dan maal ons daai 2, se eksponente, en ons maal daai 2 se eksponente ook. Okay, onthou jy maal eintlik mos daai 2 het mos 'n 1 vir 'n eksponent, so jy maal sy eksponent ook. Dis hoekom ons elke keer sê dis 2 tot die mag dit. En daar is jou antwoord. Julle alright? Ja. Jy moet dit, jy mag dit nie met negatiewe eksponente los, ja, dit moet in 'n breek wees. As julle alright met eksponente, kan ons aangaan na eksponensiële vergelykings toe. Okay. Okay, so bepaal die KGV en GGF. Hierdie is nou tipiese eksamen vragies, né? Okay, so dis nou hoe hy sal lyk. Bepaal die KG en GGF van 50 a tot die mag 3 en 60 a tot die mag 2. So heel eerste moet jy hulle skryf as 'n produk van hulle priemfaktore. Dis die 50 a tot die mag 3 en die 60 a tot die mag 2. So vir die getalle kan jy hom net intik op jou calculator. Die 5 is in elk geval, jy kan nie hom verder opbreek nie. En dan onthou, a tot die mag 3 beteken mos dis a maal a. So 5a tot die mag 3 is dieselfde as 5 maal a maal a maal a. So daar het ek hom nou opgebreek. Dan doen jy dieselfde vir die, kom ons maak dit net 'n ander kleur, want genigtig. Dis kan nie, anders lyk alles dieselfde. Of nee, toe maar, want ek gaan nou met my kleure werk. 60 as jy hom, het jy hom geshift fact op die calculator. Wat is hy? Twee tot die mag 2 maal 3 maal 5. Jy kan dit ook met die leertjie metode doen, né? Maar in graad 9 kan jy maar dit net intik in jou calculator, shift fact, en dan net jy hom. En dan a tot die mag 2 is a maal a. So onthou jou grootste gemeene faktor, hierdie is die faktore van 60a tot die mag 2. Hierdie is die faktore van 5a tot die mag 3. So 'n gemeene faktor, as ek en jy iets in gemeen het, dan beteken dit ons albei het daai eienskap. So 'n gemeene faktor is faktore wat by albei van hulle is. So ek soek nou vir my maatjies, my gemeene faktore. So albei van hulle het 'n 5. So 5 is 'n gemeene faktor. Albei van hulle het 'n a. En albei van hulle het nog 'n a. So my GGF is 5 a tot die mag 2. Jou KGV is die kleinste gemeene veelvoud. Onthou, veelvoude is ons groot getalle. Dis soos 5, 10, 15, 20, het raak al hoe groter. So hier soek ek nou vir die grootste groepies. So jy kan dit nou op 2 maniere doen. Jy kan nou of sê, okay, ek kyk, waar is daar die meeste langs mekaar? My grootste groepie wat by mekaar voorkom. So by die 5's, die meeste 5 wat daar by mekaar voorkom, is 1, 5. Dan het ek ook 'n 2. Die meeste 2's wat daar by mekaar voorkom is 2 tot die mag 2. Of jy kan dink aan, dit is waar, ek soek oral waar daar die grootste eksponent is, né? Onthou KGV raak al hoe groter. En die grootste groepie 3's wat daar by mekaar is net 1, 3. So ek skryf hom neer. En die grootste groepie A's wat daar by mekaar is 3 A's. So A tot die mag 3. Jy kan dit of so doen, dan gaan jy sien dit is 60 A tot die mag 3 nogal. Of jy kan dit doen, ek dink julle het dit so gedoen, wat jy skryf jou KGV neer, jou GGF neer, 5A tot die mag 3, en dan alles wat nie by die GGF is nie, maal jy ook in. So jy maal daai, jy maal nog 'n A, en jy maal die 3 tot die mag, 2 tot die mag 2,
en jy maal die 3. Julle dink ek het dit so gedoen wat jy vat die GGF, dit wat jy daar gekry het, en dan maal jy dit ook nog met alles wat ekstra is wat nie in die GGF is nie. En dan gaan jy in elk geval uitkom dat dit 60, jy gaan in elk geval 60 A tot die mag 3 kry daar. Okay. Julle alright met dit? Seker. Wat sê jy? Die GGF of die KGV? Die KGV. Op watse manier doen julle dit? Doen julle die ene? Okay, so ja, okay, julle die onderste ene gedoen. Daar is seker voel dit my 50 verskillende maniere om dit te doen, maar never mind. Okay, so al wat jy doen is, jy het mos nou klaar jou GGF bepaal, né? Dis jou gemeene faktore. So die faktore wat hulle in gemeen gehad het was 'n 5 maal A maal A, 'n 5 en 2 A's. Toe kry jy 5 tot die mag 2. So as jy jou KGV wil hê, dan skryf jy daai neer en dan alles wat nie omkring is nie. Wat jy nie omkring het toe jy die GGF gesoek het nie. Dit maal jy dan ook daar. So daar kort nog 'n 2 tot die mag 2, so ek skryf maal hom ook daarmee. Daar kort nog 'n A, so ek maal nog 'n A. En daar kort nog 'n 3, dan maal ek nog 'n 3 en dan kry jy jou KGV 60 A tot die mag 3. Okay. Nou hierso met die vergelykings. Nou onthou, ons gaan nog die oplossing van vergelykings doen. Hierdie is nou spesifiek net eksponensiële vergelykings. So wanneer ek eksponensiële vergelykings het, wil ek dit in standaard vorm hê. My standaard vorm is ek wil my grondgetal met my eksponent alleen aan die een kant hê en ek wil 'n getal aan die ander kant hê met dieselfde grondgetal. Okay. So ek wil een ding aan die linkerkant hê, een ding aan die regterkant en ek wil hulle so skryf dat hulle dieselfde grondgetal het, want as hulle grondgetalle dieselfde is, vir die linkerkant om gelyk te wees aan die regterkant, moet die eksponente dieselfde wees. So hy is klaar sodat daar een ding aan die linkerkant is en een ding aan die regterkant, maar ek moet nou hierdie ene se grondgetal is 3, so ek moet die 9 ook skryf as 3 tot die mag iets. Okay, so nou kyk ek, jy kan dit gaan kyk op jou calculator. 9 is mos 3 tot die mag 2. So 1 op 9 is dieselfde as 1 op 3 tot die mag 2. Is julle by? Met wat ek nou daar gedoen het. Okay. Maar ek wil nie 'n breek hê nie. Ek wil dit as 2 heelgetalle hê. So nou, ek kan daai 'n heelgetal maak. Ek kan hom na die bokant van die lyn toe vat, maar die oomblik wat ek hom na die bokant van die lyn toe vat, wat gebeur met sy eksponent? Hy raak negatief. So dis 3 tot die mag min 2. En jy kan dit toets. As jy 3 tot die mag min 2 in jou sakrekenaar indruk en jy druk is gelyk aan, dan gooi hy vir jou 1 op 9. En nou het ek dit in die standaard vorm, wat ek een ding aan die linkerkant het, een ding aan die regterkant, en die twee se grondgetalle is dieselfde, en die oomblik wat ek dit so het, dan beteken dit my grondgetalle val weg, en die een se eksponent moet gelyk wees aan die ander een se eksponent. So my x moet gelyk wees aan minus 2. Dit is eintlik baie eenvoudig. Ek sal vir julle nog 'n video stuur. Ek het 'n video gemaak spesifiek oor eksponensiële vergelykings met nog 'n klomp voorbeelde. So ek sal dit vir julle stuur, dan kan julle deur dit gaan kyk, maar onthou hierdie is nou hersiening, so ek wil net vinnig deur alles draf. Okay, probeer julle gou vir my die getallestelsel enetjie. So baie keer met die getallestelsel gee hulle vir jou 'n tabelletjie en dan sê hulle merk die kolommetjies waarvan toepassing, of hulle gee dit vir jou in so 'n tipe vraagie. Dan sê hulle vir jou kies uit telgetal, rasionale getal, irrasionale getal, heelgetal en natuurlike getal wat pas by elkeen van daai sommetjies. En onthou, ons werk altyd, jy werk nie met die som nie, die oorspronklik, jy werk altyd met die antwoord. So daar waar jy kan vereenvoudig. Soos byvoorbeeld die wat doen ek? Soos byvoorbeeld hierso by die wortel 25 op 16, is as jy dit vereenvoudig, die wortel van 25 is 5, die wortel van 16 is 4. So jy werk eintlik met 5 op 4. Die vierkantswortel van minus 3 en die derde magswortel van minus 64 is minus 4. Die vierkantswortel van 16 is 4.
0 gedeel deur minus 6 is 0. So jy gaan werk met daai antwoorde. So 'n telgetal is mos enigiets van 0 tot by oneindig, maar dit moet 'n heel getal wees. So in hierdie geval, dit kan of daai enetjie wees, of dit kan daai enetjie wees. Maar omdat jy al klaar 'n natuurlike getal het, jy kan nou of gaan van A tot daar, of jy kan nou maar na die ding kyk as 'n geheel en kyk wat pas die beste by wat. Ek gaan nou sommer net kyk wat pas die beste by wat. So daar's net een natuurlike getal hier, en dit is daai enetjie. So nou weet ek gaan hom sommer daar skryf. Hy is die natuurlike getal, en dan check ek hom, ek het hom klaar. OK. Dan kort ek, so nou as ek moet kies by 'n telgetal, nou weet ek dis die telgetal wat die 0 gaan wees. So onthou 'n telgetal is 'n n met 'n nulletjie daaronder. So nou het ek nog rasionale getal, irrasionale getal en 'n heel getal. Onthou 'n heel getal is enige positiewe of negatiewe getal wat nie 'n desimaal het nie. So daai is 'n heel getal, daai is 'n heel getal en daai is 'n heel getal, maar hierdie die beskrywing wat beter by daai twee pas was hierdie. Byvoorbeeld daai is ook 'n telgetal, maar die beskrywing van natuurlike getal pas beter daar, omdat jy nie dieselfde ding meer as een keer kan sit nie. So ek gaan daar sê daai een is die heel getal. Dan ja, jy skryf hom soos wat hulle dit vir jou hierso gee. Ja, ek skryf nou maar net vir spasies. Onthou maar as jy die tekens reg gee, dan sal hulle dit glad nie vir jou verkeerd merk nie. OK, so nou het ek hier, onthou enigiets wat geskryf kan word as 'n breek, alle breuke is rasionale getalle, so hy is my rasionale getal. En hierdie is 'n irrasionale getal, want onthou irrasionale getal is enigiets wat 'n desimaal het, wat nie repeteer of stop nie, of herhaal nie. En 'n algemene voorbeeld van irrasionale getalle is pi, en wanneer jy 'n nie volkome vierkant het. So 'n nie volkome vierkant is wanneer jy 'n getal onder 'n vierkantswortel het wat nie eintlik 'n vierkantswortel het nie. Want as jy hom intik in jou kalkulator, gaan hy vir jou nog 'n groot desimale syfer gooi. As jy alright met KGV, GGF, eksponensiële vergelykings en die getallestelsel? OK, dan gaan ons nou die vereenvoudig doen, die algebraiese uitdrukkings en breuke. OK, so hoe hulle vir jou die algebraiese uitdrukkings en algebraiese breuke sal vra, so hulle gaan dit vir jou sê, vereenvoudig die volgende, en dan gee hulle vir jou klomp somme. So, wat hier gebeur is, onthou, ek kan nie my volgorde van bewerking sê ek moet vereenvoudig in my hakies, maar ek kan nie vereenvoudig in my hakies nie, want daai twee is die gelyksoortige terme nie. So dit beteken, as daar iets so teen aan die hakkie staan, dan beteken dit staan daai ding, maal met dit wat in die hakkie is. So, ek het nou die minus 5x, maal met die minus x kwadraat, so 'n minus maal 'n minus raak 'n positief, en dis mos eintlik maar net 'n 1 voor daai x kwadraat, 5 maal 1 is 5, en dan as jy dieselfde letters maal, dan plus ons die eksponente, onthou daai se eksponent mos eintlik 'n 1, so dit is raak dan x tot die mag 3. En nou moet hy weer ingaan, en nou moet die ander ene ook gaan uitduik, so, en jy duik hom uit deur te maal, minus 5 maal 2 is minus 10, en dit bly 'n x. En jy kan hom nie verder vereenvoudig nie, want daai twee is nog steeds die gelyksoortige terme nie. Jy alright met hom. OK, nou as jy 2 terme het, maal met 2 terme, nou werk dit so 'n bietjie anders. Nou moet jy seker maak dat jy alles in die een hakkie maal met alles in die ander hakkie. So jy kan nou jou EBBL hier toepas, of hoe jy nou ook al wil, of jy kan net seker maak dat jy elke term in die eerste hakkie maal met elke term in die ander hakkie, dis net as jy wil. So die x maal met die x is x kwadraat, x maal met minus 3 is minus 3x, nou is ek klaar, ek het die eerste een met al twee gemaal, nou moet ek die tweede een met al twee maal, 3 maal x is positief 3x, en minus 3 maal 3 is minus 9, en nou moet jy jou gelyksoortige terme vereenvoudig. So die x kwadraat het nie nog 'n maatjie nie, maar die minus 3x en die 3x, hulle kan jy vereenvoudig. Maar minus 3 plus 3 is 0. So daai twee terme val heeltemal weg. OK, jy gaan nie net skryf x nie, want dit beteken daar bly 1x oor. En daar het nie 1x oorgebly nie, daar het niks oorgebly daar nie. So ek het die x kwadraat en dan die minus
9. Okay. Nou, die oomblik wanneer jy 'n kwadraat buite die hakie sien, en daar is meer as een term in jou hakie, dan kan jy dit nie hanteer soos met jou gewone eksponentwette nie, want jou eksponentwette is net geldig as daar een term in jou hakkie is. As daar 2 terme in jou hakkie is, onthou 'n kwadraat beteken dis daai ding, maal met homself, dan moet jy dit 2 keer uitskryf. As dit Torre factorie is, Dan skryf jy hom 3 keer uit. en dan maal mens die eerste een dan. Dan maal jy die eerste 2 hakkies met mekaar, en as jy hom klaar vereenvoudig het, dan maal jy daai hakkie met die laaste hakkie ook. Okay. So nou maal ek alles in die een, maal met alles in die ander ene. 3p maal 3p is 9p kwadraat. 3p maal 2 is positief 6p. 2 maal 3p is positief 6p. En 2 maal 2 is positief 4. En as ek dit vereenvoudig, dan kry ek 9. Ag, hoekom skryf ek 9p tot die mag 9? Dit is 9p tot die mag 2. Jy sien? 9p tot die mag 2. 6p plus nog 6p is 12p. Onthou, ek gaan nie eksponente by mekaar plus as ek optel en aftrekkie. Plus 4. Okay. Julle alright met hom? Okay. Hierdie ene is nogal 'n lang ene, so stadig, maar seker werk. So, doen ook gou eers vir my die breuke. Doen gou vir my eers 5 en 6 dat ons hulle doen, en dan eindig ons by daai enetjie. Of wil julle maar eers gou hom klaarmaak? Well, okay, kom ons maak dit dan maar net in die volgende klas reg. Okay, so ek gaan net die hele besigheid nou net 'n bietjie opskuif. Dat ek net plek het vir hierdie enetjie. Okay, so by hierdie een, dadelik sien ek daai 2 tot die mag, daai hakkie tot die mag 2, wat beteken ek gaan daai hakkie sommer dadelik 2 keer uitskryf. So met hierdie somme, dis nie so moeilik, jou stappe bly presies dieselfde, maar dis net meer stappe, so jy moet net mooi kop hou, en hier moet jy eerder stadig en deeglik werk, so ek skryf hom sommer nou net so daaroor. So jy kan nou kies, jy kan of daai 2 inmaal met die eerste hakkie, en dan jou 2 hakkies maal met mekaar, of ek verkies om sommer die 2 hakkies met mekaar te maal, jou antwoord weer in hakkies te sit, en dan die 2 in te maal. So onthou, gewoonlik sit ons mos nou nie, as jy klaar gemaal het, sit jy nie jou antwoord weer in hakkies nie, maar as jy meer as 1 maalsom het, want hier is nou eintlik 3 goed wat jy moet maal, so dis 2 maalsomme, dan sit jy jou antwoord weer in hakkies. So ek gaan daai 2 net daar los, dan x maal met x is x kwadraat, x maal met 2 is positief 2x, 2 maal met x is positief 2x, en 2 maal met 2 is positief 4. Okay. Nou, hierso, jy kan sommer nou hierdie hakkie ook al uitmaal, maar, onthou, daar's 'n minus vooraan ook, wat beteken jy gaan die minus ook moet inmaal. So ek gaan die 2 hakkies met mekaar maal, maar dan gaan ek my antwoord weer in hakkies sit, dat ek net hierdie doen. Okay, so ek het die 2x maal met x, dan kry ek dus 2x kwadraat, dan het ek die 2x maal met 2, en dit gee vir my 4x, dan het ek die minus 1 maal x, en die minus is minus 1x, of ek kan net sê minus x, en dan het ek die minus 1 maal 2, is minus 2. Okay. En nou, so jy kan nou meer stappe, minder stappe, ek bedoel soos in alles so by mekaar in een stap doen, of het in verskillende stappe doen, dit maak nie saak nie, net soos wat dit vir jou maklik is. Ek gaan nou sommer net eers vereenvoudig in my hakkies, dat ek minder goed hoef in te maal. Die 2x plus die 2x is 4x. Die 4x minus 1x is positief 3x. En nou gaan ek dit wat voor in die hakkie is inmaal. En dan as jy dit ingemaal het daar, en as jy die minus ingemaal het daar, nou val jou hakkies weg, want dis die laaste maalsom. So die 2 maal die x kwadraat is 2x kwadraat, 2 maal die 4x is positief 8x, 2 maal die 4 is positief 8, hier maal jy die minus in, dan kry jy minus maal 'n plus is 'n minus, minus maal 'n plus is 'n minus, en 'n minus maal 'n minus is 'n plus. En dan kan jy nou jou gelyksoortige terme vereenvoudig. So ek het
2x tot die mag 2 en die minus 2x tot die mag 2. Maar 2 minus 2 is 0. So daai 2 kanselleer mekaar uit. Hulle val maar net weg. 2 minus 2 is 0. Dan het ek die 8x minus 3x geef my positief 5x en die 8 plus 2 is positief 10. Is daar enige stap hier wat vir julle onduidelik of snaaks of so was? Waar julle nie seker is nie. Daar by die derde stap, dan was ons ek wat, dan ek het in my tweede stap het ek gesê nog 2 in die hakkie het ek gesê 2x plus 2x dan en in die volgende stap, dus sê ek daar dat is plus 8x dan. O, dis fyn, jy kan maar, daai wat jy hierdie 2 vereenvoudig het na daai toe is fyn. Jy moet net nie 'n simpel fout maak daar nie, dis alwaarvoor ek bang is, maar dis fyn. Ok, nou algebraiese breuke, so optel en aftrek, ek gaan sommer hom net hier onder oorskryf, of nee, toe maak ek gaan. Onthou, soos met enige, of dit nou algebraiese breuke of gewone breuke is, jy moet jou noemers dieselfde maak as jy wil optel en aftrek. So jy kyk, wat is die KGV van my noemers? So ek gaan sommer die KGV 6 maak. So hierdie enetjie moet ek maal met 3 om 6 te kry, maar dit wat jy onder die lyn doen, moet jy ook voor die lyn doen. So dit is 3x kwadraat op 6. Hierdie ene maal ek met 2, dan moet ek voor die lyn ook maal met 2. So dan raak dit 4x kwadraat op 6. En daai ene is klaar 6, so ek gaan hom dieselfde los. En net as die noemers almal dieselfde is, kan ek die tellers optel en aftrek en jou noemer bly dieselfde. En ek kan hierdie optel en aftrek, want hulle het gelyksoortige terme, dis al 3 is x kwadraat, so 3 plus 4 is 7, minus 7 is 0, ok, so hierdie hele ding raak net 0, great. Dit sak, maar ok. Ek het nou gedog, het gaan ook 'n ander antwoord, maar dit sou, jy sou gesê, het sê nou maar 0 op 6, of wat ook al, maar jy gaan nou nie sê 0 op 6 nie, maar sê maar daar het gestaan, die antwoord was x kwadraat, dan sou jy dit maar net op 6 gedoen het, die noemer sou dieselfde gewees het. Ok, en dan nou vir hierdie enetjie, ons raak nou hierdie mekaar, maar toe maar wat. Vir hierdie enetjie, onthou as ons maal, dan maal ons die tellers en ons maal die noemers. Jy kan eintlik al aan die begin oorkruis vereenvoudig, maar ek weet julle oorkruis vereenvoudig nie in die begin nie. Julle maal die tellers, julle maal die noemers en dan vereenvoudig julle aan die einde. Kom ek skryf net hom hier oor, want andersins ek bang ons die ding raak nou nie meer lekker nie. Ok, so die tellers gaan ek maal met mekaar. 6x kwadraat maal 3y tot die mag 3 is 18x kwadraat y tot die mag 3. Onthou as jy daar nie as jy nie dieselfde letters maal nie, dan bly jou letters se eksponente dieselfde. En dan onder die lyn 7xy maal 2x is 14x kwadraat y, nee, want onthou dis x maal x, dan plus ek die eksponente, dan raak dit x tot die mag 2. En dan, jou antwoord gaan definitief 'n breek bly, want daai getalle kan jy nie gelyk op in mekaar indeel nie. So jy tik sommer in op jou calculator 18 op 14, dan gee hom vir jou in die eenvoudigste vorm, of jy kan sommer met die hand kyk wat is die grootste getal wat in 18 en in 14 kan uit jou kop uitwerk, wat in albei kan indeel. So dit is 2, 18 gedeel deur 2 is 9 en 14 gedeel deur 2 is 7. En dan onthou, julle doen mos nou boonste eksponent minus die onderste eksponent. So dit is 2 minus 2. Ok, so as daar eweveel bo en onder is, dan kanselleer hulle mekaar uit. En dan by die y's is dit bo minus onder. En jou antwoord kom altyd bo. 3 minus 1, as eintlik ons enetjie is 'n 2. Ok, dan lyk hy net so. By die algebraiese breuke is hulle nie so geplaas daarmee dat jy dit 'n gemengde getal maak nie. Jy kan as jy wil, dan sit, maar dis nie nodig nie, dan is dit 1 en 2y kwadraat op 7. Ok. Julle alright met hierdie werk?
So ons het nou gedoen die vereenvoudig, die algebraïese uitdrukkings, ons het algebraïese breuke gedoen, ons het eksponensiële vergelykings gedoen, getalle stelsel, KGV, daar's in elk geval video's van al hierdie goeters is daar. Ek het dit vir julle gestuur, nee, maar julle kan in elk geval gaan kyk net op YouTube op die graad 9 playlist, kan julle gaan kyk, al die video's vir die hele jaar se werk is daar, so as jy voel daar's 'n af, soos jy wil nog die produkte wil jy nog 'n bietjie hersien of die eksponente wil jy hersien, gaan kyk op die graad 9 playlist, dit is daar dan waar die werk van vooraf verduidelik word en dan ja, oefen en leer, die wette moet jy leer.